Dis Dinsdagoggend, die 17de Februarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vanoggend wil ek eers gou twee goede uitsorteer. Daar's geweldig baie navrae oor die munte en dan is daar vrae soos wat kos dit, wanneer is dit beskikbaar? En ek wil maar net ook vir julle daar wys hoe dit lyk, want baie mense kyk nie die video's in die oggend end uit nie en mis dus dit wat ek gisteroggend daar gesit het. Dan is net die verskillende denominasies wat ons dan kry, wat ons druk, wat julle daar sien. En dis nou alles, die eerste ene is natuurlik ons, 1 trooi ons fyn silwer, dan is daar 'n halwe ons fyn silwer en dan is daar 1/10 silwer. En dan het ons ook die kopermunt wat ons druk en al die munte lyk aan die agterkant as volg. Nou mense, ons het daai drukke is nou gemaak, die dices waarmee gedruk word. Nou is daar 'n proses wat aan die gang kom. Wanneer die proses afgehandel is en die munte kom beskikbaar, dan sal ek vir julle sê waar julle die munte kan kry en wat die munte gaan kos. Uit die aard van die saak gaan dit daaroor dat daar is nou 'n baie definitiewe skuiwing op die waarde van silwer. So dit sal in die eerste plek gebaseer wees deur die daaglikse handelsprys, plus dan natuurlik uit die aard van die saak sal daar 'n klein winspersentasie ook ter sprake wees. Daar is ook ander planne met die munte, soos om munte as vergoeding te gee vir 'n hoeveelheid lede wat die persoon werf. Maar daai detail kom later. So moenie nou vir ons vra oor pryse en waar jy kan bestel nie. Dit sal, wanneer die munte gedoen is of 'n groot hoeveelheid daarvan gedoen is, dan sal ons dit as sulks aan julle oordra en dit so verkondig. Dan die ander ding wat lyk dit vir ons redelike problematies tans is die invoice stelsels wat ons ingebring het. Nou mense, as jy 'n rekening by apteek het of jy het 'n rekening by 'n dokter of waar ook al, of jy het 'n subskripsie ergens, dan word jy een keer 'n maand daaraan herinner dat jy daardie subskripsie moet betaal. Nou ons het noodgedwonge die stelsel ingebring sodat ons mense kan herinner aan die betalings. Aan die einde van Desember kon ons nie al die verpligtinge nakom wat ons ander maande met gemak kan nakom nie. Dis hoekom ons die stelsel ingesit het, om net 'n ou te herinner daaraan. Dit sê nie jy's agterstallig of wat ook al nie, dis 'n herinnering. En as ons dan nou gaan kyk, ek deel dit hierso, ek deel my eie goed daar vir julle. Dan het hy so deurgekom by my. Dan sê hy daar R200, dis wat ek in 'n maand betaal. Die due date is 1 Februarie en dan gee hy ook hierdie gedeelte om te sien, dan sê hy daar overdue 1 February. Maar my betaling gaan op die laaste dag van die maand deur. So eintlik is dit nie overdue nie, maar die stelsel gooi hom uit as overdue omdat dit nie op die 1 Februarie gedoen is nie. Dan sê daar baie duidelik, hi Wynand, thanks for working with us. Your bill for R200 was due on 1 February 2026. Maar dan die belangrike gedeelte. If you have already paid it, please ignore this email and sorry for bothering you. If you have not paid it, please do so as soon as possible.
En vandat ons met hierdie stelsel as en ware beginne het, sodat mense mooi kan sien, het die inkomste al klaar met meer as 50% verbeter. Met ander woorde, daar is baie reaksie, nie net negatief nie, ook positiewe reaksie op hierdie stelsel wat ons inbring. Ek wys weer vir julle nog ene daar, wat julle kan sien, dis ook deel van myne, maar dis dalk vir julle baie duideliker om dit mooi te kan sien, dat ek kyk of ek hom net 'n bietjie nog kan nader kry. En dit is hoe my persoonlike invoice in 'n maand dan daar uitsien. Daar kan julle sien. As herinner hy my weer, hy sê 15 dae overdue. Nou, ek vra 'n bietjie geduld van almal af, want ons is in die proses om hierdie stelsel te ontwikkel. En dit word outomaties gestuur vanaf 'n sekere program. En die bedoeling is om jou te herinner dat jy wel die betaling moet nakom. Nou, daar is nou al 'n klomp veranderinge wat ons nou onmiddellik vandag deurgevoer het, en ons sal die stelsel verander soos dit nodig is, sodat dit niemand afronteer nie. Maar onthou net dat niemand kla oor 'n invoice wat hulle ontvang nie. Bedoelende 'n invoice van 'n apteek of 'n dokter of van wie af ook nie. Maar ons vra dus die soortgelyke geduld van die lede wanneer dit by ons eie subskripsie fooie kom. Wat op hierdie stadium R120 'n maand is, en dit sluit jou familie in, dit sluit jou minderjarige kinders in, nie kinders wat reeds op hulle eie voete staan nie. En natuurlik ouer mense wat afhanklik is. Nou ja, ons werk na 'n punt toe. Almal in Suid-Afrika besef dat hier is 'n baie moeilike tyd wat vir ons voorlê. Dis 'n tydperk waar ons sal moet oorleef. Dis 'n tydperk waarin ons baie goed sal met goeie beplanning kan deurkom. Maar as ons nie beplan of voorberei nie, dan sal ons nie daar kom nie. Dan sal ons nie op die ou end van die dag suksesvol wees nie. Maar ons werk hard aan hierdie stelsel. Die beplanning van SBB is in plek. Die store, die inligtingshub, die kantore wat op 'n ander plek is as waar die logistieke deel is en waar die inligtingshub is. Die kantore is hier in die hoofstraat van Appington. Maar mense, al die beplanningssessies wat ons moet hou, mense wat moet kom bywoon, bevelvoerders, konvooileiers, selfs die mense wat die geestelike bediening doen, almal moet op 'n stadium by mekaar kom vir hulle beplanning. En ons fasiliteer 90% van al hierdie dinge. So dit kos. As ons wil reg wees op die dag wanneer moeilikheid uitbreek, dan moet ons bereid wees om op te offer. Ons moet bereid wees om met deeglike beplanning te kan weerstand bied, wanneer dit dan nodig raak en wanneer ons dan daardie punt bereik het. Ek hoop ek het nou 'n paar vrae vir julle geantwoord, en ander mense wat graag wil aansluit, verstaan nou ook beter waaroor dit gaan. En ek wil julle aanmoedig, almal wat kyk, om deel te raak, om betrokke te raak, want hoe meer mense betrokke is, hoe makliker raak die taak aan die einde van die dag. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek is dan môreoggend terug met julle met die jongste boodskappe, en hou hierdie video maar ergens vir jou, sodat jy kan gaan terugverwys daarna, as daar vrae kom, weer oor die munte, of oor die invoice
wat gestuur word. Maar onthou, as ons nie mense herinner daaraan nie, dan vergeet hulle en op die ou en van die dag kan ons nie ons werk hierdie kant doen nie. Baie dankie, lekker dag en ek gesels môre weer met julle. Geniet julle kondensmelk koffie as ek dit nog nie gesê het nie.